Stories oor die dood, vertellings van 'n doodsbegeleier, my anderste alternatiewe boek. Ek skryf dit nie om jou geloofsoortuiging te probeer verander nie. Ek skryf sommer net omdat dit wat hier ter sprake kom vir my interessant is en my aan die dink sit. Vrae soos, hoe lyk die hemel? Wat is die drie-eenheid? Bestaan daar so iets en is daar engele, hemelwesens? As jy nie van hierdie soort stories hou nie, hou op luister, maar moenie daarom ons kanaal afskiet nie. Daar is heel wat ander stories wat in almal se smake val, gewone liefdesverhale, party met 'n spanningsondertoon, maar ook spookstories, want ek glo in spooke. Ek aanvaar dat daar baie meer in die geestesrealm is as wat ons kan sien, dat ons meer siel as liggaam is, dat die dood nie die einde van ons pad is nie, en hierdie storie gaan oor iemand wat reeds dood is en aanbeweeg het, verskeie kere al. Daardie iemand is ek, Ariana. Dit is dalk nie die hele waarheid oor die ander kant nie, maar wat ek hier vertel is my waarheid. Stories oor die dood, episode 7. Ek sit voor 'n allemintige gedoente in die derde hemel en staar net weer eens daarna in verwondering. Ek het reeds vir julle vertel dat ek toe my Ali gesien het en nie meer van die aarde is nie, waar my ander helfte en sielemaat Lugarno my vir 'n laaste keer moes gaan haal het. En toe het ek gekies om hier te bly op een voorwaarde. Ek wil asseblief nie net rus nie, ek wil nie verveeld wees nie, en ek wil nie net in kore sing nie. Daarom dat ek gevra het om my laptop saam te bring daar van die ander kant af. My laaste jare daar was gekenmerk deur tegnologie, internet, Google. Google maak almal mos vreeslik slim. Jy tik 'n vraag in en in breekdele van sekondes spoeg dit vir jou 'n antwoord uit. Google en Skype en al daai mooi dinge bring kontinente nader aan mekaar, laat kilometers en afstand krimp, en jy weet alles instantly. Toe sê hulle vergeet van 'n laptop, ons het vir jou 'n veel beter speelding. Amazing, nee. Ongelooflik, onbeskryflik, sê Lugarno hier langs my, wat my ver vooruit is, en maklik kan deurgaan as 'n engel of 'n hemelwese. Lugarno wat my nou moet tou wys maak, met iets wat beskryf kan word as 'n soort bal, die grootte van die hele aardbol, hier reg voor ons oë, saamgestel uit brokkies en entiteite so groot soos polystyreen balletjies, elkeen gevul met meer kennis as wat Google ooit gehad het op die aarde, met 'n stelsel van netwerke aan mekaar verbind. Dit is jou nuwe laptop, het hulle vir my gesê. Hier kan ek nou e-posse ontvang van mense wat nie eens weet dat hulle dit aan my stuur nie. En daar is selfs vrae van siele wat twyfel aan die waarheid van byvoorbeeld die Bybel, omdat die storie daarin vir hulle eenvoudig te magic is om waar te wees. Maar wag tot jy eers sien wat ek hier voor my sien, dan sal jy begin glo. Al is jou IQ byvoorbeeld onmeetbaar, is dit soms beter om eers te glo as om te sien, soos 'n kind. In God die Vader, skepper van die hemel en aarde, want hy is alles, omvattend, die kern van alles, die oneindigheid van die heelal, die sonnestelsels en donker gate, wat nog nie eens deur julle aardlinge ontdek is nie, die weter van dit, wat ons met ons klein breintjies nooit sal verstaan nie, die een vir wie die aarde raar genoeg belangrik is, al is ons kleiner as 'n polystyreen balletjie op die groter skaal van lewe. En omdat ons nie eens kan droom om te verstaan of te weet hoekom nie, word hy ook God die Seun. Hy wat self mens geword het, want daai balletjie en dit wat daarop woon, maak blykbaar vir hom saak. Daarom is dit hy self, God. Om werklik mens te word, moes hy soos 'n baba uit 'n vrou gebore word en deur al die groeipyne gaan wat 'n gewone mens elke dag
beleef in 'n tyd en stadium toe daar nie eens tegnologie was nie. Sy voete wat in Jesus sandale die aarde getrap het, die storie daarvan op verskillende stadiums, in verskillende tale en op verskillende plekke aan mense vertel het, wat het neergepen het, en die kern daarvan bly presies dieselfde in al die tale. So hoe die mense geweet om hierdie stukkie geskiedenis neer te pen? Omdat ons so 'n vrek kreatiewe brein gekry het om staaltjies uit te dink. Nee, dit was die Heilige Gees wat die skrywers gebruik het, God se Gees. Die Heilige Gees wat met mense praat op maniere wat niemand kan verklaar nie. Die Heilige Gees wat ons in staat stel om deur Jesus te bid en dat ons gebede verhoor kan word, dat ons elke dag genade ontvang nog voordat ons daarvoor vra. Net soos Google is sy Gees instant en oral. Hy weet alles wat jy vra nog voordat jy vra. Moenie vir my enigiets anders vertel of van iets anders probeer oortuig nie. Ek weet dit net. Hoe gebeur dit? Hy is onbeskryflik groter en beter as Google. 70 maal 70 maal beter as Google. Ons kan dit nie verstaan nie, ons moet dit net glo. Maar ek verwag nie dat almal dit so gaan insien nie, soos reeds gesê, om te glo is om te sien. Laat ek dit illustreer aan iets soos die gebondenheid van die aarde, ons eie geskiedenis. Kom ons gaan in 'n tydmasjien terug na 1900. Sit jou in jou oupa grootjies se vellies. As jy vir hom gesê het dat jy eendag 'n klein kassie in jou hand gaan hou en vashou en al die antwoorde daarop sal kan sien en lees nadat jy daarop getik het, dat die internet en selfoonnetwerke gaan bestaan, sal hy jou mos doodkletter, man. Hy sou gesê het, gaan melk die koei en laat sy jou teen die kop skop, sodat jou brein weer kan inskop en begin werk. As Google kan gebeur terwyl ons nog in ons lywe is, stel jou voor hoeveel meer daar is wat jy nie aan die aarde of in 'n liggaam gebind hou nie. En oor die hemel, daar is heel wat aardelinge wat naby dood ervarings gehad het. Dan sien hulle so ietsie hiervan. Doodgaan is die sekerste ding wat jy as aardeling kan ervaar en aanvaar. En jy gaan op een of ander stadium met jou ook gebeur. Die mense wat doodgaan sien mooi blomme, 'n pragtige lig, 'n goue stad. Ja, dit is alles daar, die engele ook. Hulle is ook hier, leerskares, hemelwesens, heiliges in 'n geestesrealm, in diens van die allerhoogste en allergrootste. Sommiges van hulle om die mense van die aarde te beskerm en by te staan, want hy gee sy engele aangaande ons bevel. Ons engele was al hier van voordat die aarde en die sonnestelsels geskep is, voor my en jou bestaan, al is alles van ewigheid af en tot in ewigheid. Ag nee, moenie eers probeer verduidelik nie, glimlag Logarno hier langs aan. As hulle sinies is en nie wil sien nie, sal hulle nie. Jy spaar jou asem, liewer man. Jy gaan die mense wat steeds van die aarde is, vreeslik verwar en deur mekaar krap. Los dit, hou op om te probeer verduidelik. Maar wat is ons, Logarno? Wat is ons in hierdie skema van die heelal, hier waar ons nou is, nadat ons aanbeweeg het? Ons is siele, in diens van die groter orde, en dit is goed, Ariana, aanvaar het net so, en los dit liewer. Maar Logarno, die mense vra op die aarde wat ons hier beleef, hulle wil weet, hoe leef ons siele voort sonder liggame? Kan ek nie 'n klein deurtjie van die omvattendheid wat hier te siene is, net op 'n skreefie vir hulle oopmaak nie? By wyse van spreuke, kan ek vir hulle so ietsie verduidelik? Help my met woorde, hoe beskryf ek dit vir hulle? Nee, Ariana, jy kan skryf net wat jy wil, maar dit gaan net so hier en daar iemand aanraak. God het vir hulle 'n hele Bybel gelos, en hulle glo nog steeds nie wat daarin staan nie.
Hulle twyfel aan iets soos die siel. Hulle twyfel aan sy bestaan. Hulle kies om sekere stukke uit die Bybel te laat en te maak, asof die Bybel 'n mens uitgedinkte staaltjie is, terwyl dit die belangrikste geskiedenisboek van alle tye is. Hulle beskou sekere goed in die Bybel as belangriker as ander. In elke woord en in elke sin wat in daardie legkaart geskryf is daar betekenis, en hulle wil dit nie so erken nie. Net soos hierdie groot ballie voor ons, alles is iets, en alles word aan mekaar verbind, en alles weet van alles. Maar Logarno, mense vra gereeld oor die betekenis van hierdie naby doodervarings van hulle. Ek en jy weet mos dat daar mense is wat vir 'n paar minute of selfs 'n uur al gesterf het, en dan kry hulle nog 'n kans om terug te gaan aarde toe, om te vertel wat hulle beleef het. Is dit om die ongelowige Thomasse te help om 'n bietjie meer te glo wat uiteindelik hier gaan gebeur? Ag, Ariana, nee man. Inligting is so saad wat deur die wind gewaai word. Soms beland dit in vrugbare grond, soms op rotse en soms spoel dit weg see toe. Die belangrikste boodskap om terug te neem aarde toe is dat dit meesal nie vreesaanjaend is om te sterf nie, dat die lewe daar nie die einde is nie. Wel, 'n vrou wat haarself 'n medium noem, skryf dat daar nie vergelding is nie, dat jy kan steel, moor en boelie, dat dit 'n rol is wat jy gespeel is, en as jy doodgaan, dan trek jy die klere en monderings uit, en kies 'n nuwe rol om op die aarde te gaan vertolk. Ag, sies tog, arme sy, maar ek en jy weet dat dit nie so is nie, en dat dit nie so werk nie, en dat daar vergelding is, dat jy soms sal teruggaan en erger ervaar as wat jy aan ander mense gedoen het, dat daar uiteindelik 'n ewige vuur op iemand met so siel wag, uitgeworpenheid in die buitenste ruim, eensaamheid. Die Bybel praat van 'n geween en 'n geknars van tande, en dit is so. Waar is dit, Logarno? Miskien sal ons eendag 'n kykie daarin ook kry, want as dit so in die Bybel geskryf staan, dan is dit so, aanvaar dit net, Ariana. Ek maak my arms oop, waai om ons rond en woer heen en weer. Nee, Logarno, ek wil nou weet, wys vir my waar dit is. Raak rustig, Ariana, dan wys ek vir jou so een en ander. Miskien nie presies dit wat jy hoop om te hoor of te sien nie, antwoord hy, en beduie na iets in die draaiende, balvormige bal daar voor ons. Kom, ons gaan daarna toe. Ek wou nog sê, jene man, ek is besig hier. Ek is nog nie deur 50 miljoen van my 90 miljoen e-posse nie. Nou wil jy my hier wegvat. Miskien gaan dit help, as jy hieroor wil skryf, sê Logarno met 'n laggie. Maar jy mag nie name noem nie. So waarna kyk ons? Sterfbeddens, antwoord hy, en ek kan net in skok staar. Korrek, 'n onderwyser, hy het ontken dat God bestaan. Hy glo nie aan sy genade nie. Hy bring duisende kinders op 'n dwaalspoor, ontken die bestaan van die hemel. Dit wat op aarde ontwikkel het, is die proses van evolusie, vertel hy. Daar was nie 'n skepping nie, daar was nie 'n God nie, daar was nie 'n ingryping nie. Dit was net 'n groot boom. So hou maar op bid, en hou maar op om te glo. Hy sies tog, Logarno, die man is sterwend, besef ek. Ja, Ariana, vir 80 jaar lank al. Oortreding teen medemense, 'n moordenaar wat op die aarde daarmee wegkom het, hy word sy eie slagoffer. Hy sterf ad infinitum van dieselfde en aanhoudende, uitmergelende mishandeling wat hy sy slagoffer gegee het. Die oorlogsoffisier wat die opdrag gegee het dat mense in gaskamers moet sterf, hy is nou daar, behalwe dat die genade van die oorstap hom nooit beskore is nie. Hy ly vir ewig. Sy kameraad hier langs aan voel hoe die skote deur hom skeur, sonder ophou, en die bylmoordenaar se kop rol, weer en weer.
Hy sien die angs op sy eie gesig en in sy eie oë, terwyl die bloed uit sy nek stroom, en dit hou nooit weer op nie. Is dit waar? Is dit hoe dit gaan wees vir party mense Logarno? Vra ek. Waarskynlik en moontlik ja. Jy sien, jy kan nie jou plek aan die ander kant verdien nie. Dit is net genade, maar helaas, jy kan dit verbeur. Leef by die swaard en sterf by die swaard, en dit raak net al hoe erger. Is dit regtig so, Logarno? Ja, dit is daar waar jy kan besluit, Ariana, maar ek glo dat jy alreeds jou besluit geneem het. Ek het besluit en ek het gekies om te glo. Dan het jy die genade ontvang. Is jy reg vir ons volgende opdrag? Vra Logarno en wys na die rooi lig. Die volgende plek waar ons siele gaan ontvang om terug te vergesel na hierdie ongelooflike, ingewikkelde netwerk van diversiteit en keuses wat elkeen net vir homself uiteindelik kan maak. Word vervolg.